Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanmôre ook hier in die erediens. Ons het die wonderlike voorreg om vandag ook saam nagmaal te kan gebruik en op so 'n manier die tekens van die Here, van sy liefde en van sy genade te kan beleef. En mag dit ook so wees vandag in ons saam wees hier, dat ons weet dat die Here 'n God van genade is, dat hy 'n God van liefde is, dat hy 'n God is wat vir jou omgee en dat hy die God is wat ook hier by ons teenwoordig is. Ons toetrede lied wat ons saam gaan sing is lied 159, God is hier teenwoordig. En mag jy werklik weet dat God is hier teenwoordig. Ons sing dit terwyl ons sit. Here, met my hele hart wil ek U prys. Wil ek van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o allerhoogste, almagtige God. Amen. Aan almal in die gemeente wat in God behoort en in Jesus Christus glo, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil vra dat die kindertjies na vore kom, maar julle moet baie versigtig wees as julle hier na vore kom. Laat julle nie die brood en die wyn omstamp wat hier op die tafel is nie. So al die kinders, julle kan almal na vore kom. Al die kindertjies. Kan julle nog onthou wat het ons verlede Sondag vir mekaar gesê? Kan julle onthou wat is op die kerktoring? Wat staan op? Daar's 'n hoender wat 'n eier nie kan lê nie. Dit staan op die kerktoring. En hoekom is daai hoender daar? Onthou julle wat het Petrus gedoen? Hy het gesê toe Jesus Julle ken julle Bybels, né? Julle, ek wens julle kan dit Ja, om te kyk of is daar so droë grond. Ons sal 'n bietjie oor Noag ook moet praat. Dis baie belangrik. Dis baie belangrik dat ons oor Noag ook moet praat. Maar onthou julle toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe vra die mense vir Petrus, ken julle of jy was mos saam met daardie man, jy ken hom mos, en Petrus het gesê, nee, hy ken nie die Here nie. En toe, wat gebeur toe? Toe het die haan, ja, sien, ek was verkeerd geweest verlede Sondag, en Tannie Jolande het my reg gehelp, ek het haar eintlik net bietjie getoets. Die haan het nie 3 keer gekraai nie, maar Petrus het 3 keer gesê, hy ken nie vir Jesus nie, en toe
kraai die haan. So dis eintlik wat gebeur het. En dit sê ook vir ons, dat ons nie moet sê, ons ken nie vir Jesus nie, ons moet vir Jesus ken, en ons moet met ons lewe vir Jesus lewe. So ons moet vriendelik wees met ons maatjies, ons moet vriendelik wees met ons ouers, ons moet vriendelik wees by die skool, en ons moet leef soos wat Jesus wil hê ons moet leef. En ons moet ook kerk toe kom, want as ons nie kerk toe kom nie, dalk kan ek dit vir die groter mense sê, want ek dink vir die jonger mense is dit dalk lekkerder om kerk toe te kom. Vir die kinders is dit dalk lekkerder om kerk toe te kom. So elke keer wanneer jy daai hoenderhaan sien, en hy spesifiek daar om ons te herinner dat ons moet kerk toe kom, laat ons nie die Here verloon nie, maar laat ons kerk toe kom. Goed, maar ek gaan vandag weer met julle net oor die 4 gebooie, die eerste 4 gebooie praat. Hoeveel gebooie is daar, kan julle onthou? Nee, daar's bietjie meer as 4. Wie kan nog help? 10. Kom staan hier voor, dan wys jy vir die gemeente. Jurgens van staan daar, so tel op jou hande, dan wys jy hoeveel is daar. Ingwe, pedi, tarune, slang, slela, superubedi, rubong, leshone. Nee, 10. Dit is al wat ek kan doen, ek kan in verskillende tale tel, maar verder kan ek nie veel doen nie. So daar's 10 gebooie, en ek wil vir julle vra, wat is die eerste 4 gebooie? Wag. Ek weer praat mooi so. Sê jy vir ons. Kom ek sit hom hier op jou kop. Sê mooi. Die eerste gebod is, daar is een God. Die tweede gebod is, ons mag nie 'n ander God aanbid nie. Die derde gebod is, ons mag nie liewe Jesus se naam lelik gebruik nie. En die 4de gebod is, ons moet stop en rus. Die 5de gebod is, eer jou vader en moeder. Die 6de gebod is, ons mag nie doodmaak nie. 7de gebod is, ons sien 2 mense. Ja. Hierdie ding vir my, ek sal hom nou reg maak. Julle ken die gebooie, ons is sommer tot by gebod 7, daar is net 2 mense in die huwelik. 1 man en 1 vrou, nee, dit is wat die huwelik is. Alright, julle is baie slim. Nou daai eerste 4 gebooie sê vir ons hoe ons die Here moet lief hê. So wat beteken dit, Milan, om die Here lief te hê? Ons moet vir hom luister. Ja, nee, julle is baie slim. Ons kinders hier by Rydswes is baie slim. Ek is baie trots op elkeen van julle. En weet julle dat ons God is groot? Nee, groot. Ken julle daai liedjie? Ons God is groot en hy is sterk en hy is magtig. Oom Jurgens, julle moet nou vir hom kyk. Gee sommer vir oom Jurgens se mikrofoon ook. So dan moet julle kyk wat oom Jurgens maak en dan sing ons daai liedjie saam want hierdie dominee van julle kan nie dans nie. Ja, Jurgens. Het julle dieselfde name? Ja, julle gaan staan daar by oom Jurgens. Jy's klein Jurgens gaan by jou staan, Jurgens. Okay. So nou gaan julle die liedjie sing. En pas op, moenie die tafel stamp nie. Julle moet pas op daarvoor want anders gaan hierdie video viral gaan op die internet. So okay, is julle reg?
baie dankie julle. Baie mooi. Het ons daarom nie oulike kinders hier in ons gemeente nie. Ons lees saam Joshua 5 vers 13 tot hoofstuk 6 vers 27. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe wonderlik is U naam. Hoe groot is U naam oor die hele aarde. Die hele aarde kan getuig en moet getuig van U grootheid en U goedheid. Soos wat ons vandag kan getuig met dankbare harte dat ons as gelowiges hier by mekaar kan wees in U huis, hier waar U op 'n besonderse wyse elkeen van ons kom ontmoet. Ons kan met dankbaarheid uitjubel en U loof vir die reën wat so nodig was, wat oor groot gedeeltes van ons area geval het. Ons is so dankbaar vir U goedheid en U guns in ons lewe. Dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie dat ons weet, al glo ons dit nie altyd nie, of al besef ons dit nie altyd nie, dat vir U is niks onmoontlik nie. U is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. U is die God wat vir U kinders sorg. En Here, ons het vandag ook die wonderlike voorreg om die tekens van die nagmaal te gebruik. Tekens wat ons opnuut kom herinner aan dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis op Golgotha. Dat U lewe gegee het, dat U alles gegee het vir ons, sodat ons, elkeen wat in U glo, die ewige lewe kan beerwe. En Here, ons vra dat U ons vanmôre ook deur U woord en deur U Gees sal vul, dat U sentraal sal staan en dat U grootheid en U liefde en U genade vir ons raak gesien, dat ons dit sal raak sien. Gee vir ons 'n opregte hart. Gee vir ons die gesindheid om U te loof en U te prys, ten spyte van wat in die wêreld aan die gang is. Here, ons gebed is dat U ook ons gebede, ons lied en ons lewe sal gebruik om U grootheid te verkondig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Joshua 5 vanaf vers 13. Joshua was naby Jerigo. Toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Joshua het na hom toe gegaan en vir hom gevra, is U aan ons kant of aan ons vyande sin? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here, daarom is ek hier. Joshua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil U aan my, U dienaar, sê? Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Joshua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. Joshua het dit gedoen. En dan Joshua 6, Jerigo was gesluit en verkans teen die Israeliete. Niemand het uitgegaan of ingekom nie. Die Here het vir Joshua gesê, ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop, al die manne onder wapen moet eenmaal om die stad gaan, en dit moet julle 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra. Die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop. Dan moet die priesters die ramshorings blaas. En dan vers 5, en sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard uitskree. Die muur van die stad sal dan in mekaar stort en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe. Joshua, seun van Nun, het die priesters geroep en vir hulle gesê, vat die verbondsark en laat 7 priesters elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uitdra. Vir die manskappe het hy gesê, kom verby en loop om die stad. Die gewapende manne moet verbygaan voor die ark van die Here uit. Joshua was nog besig om met die manskappe te praat, toe kom die 7 priesters wat elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra verby en blaas die ramshoring terwyl die verbondsark van die Here agter hulle aankom. Die gewapende manne het voor die priesters geloop wat die ramshorings blaas en die agterhoede het die ark gevolg
Terwyl hulle loop, het die ramshorings geblaas. Joshua het die manskappe beveel, julle moenie skree of 'n geluid laat hoor nie. Nie 'n woord moet uit julle mond kom voor die dag dat ek vir julle sê skree nie. Dan moet julle skree. Joshua het die ark van die Here toe om die stad laat gaan. Toe dit eenmaal om was, het hulle na die kamp toe teruggegaan en die nag in die kamp deurgebring. Die volgende môre het Joshua vroeg begin. Die priesters het die ark van die Here gedra. Die 7 priesters wat elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, het die ramshorings geblaas terwyl hulle loop. Die gewapende manne het voor hulle geloop en die agterhoede het die ark van die Here gevolg. Terwyl hulle loop, het die ramshorings geblaas. Hulle het die tweede dag eenmaal om die stad geloop en toe teruggegaan kamp toe. Dit het hulle 6 dae gedoen. Die 7de dag het hulle vroeg toe die rooi dag breek begin. Hulle het die 7 maal om die stad gegaan in dieselfde volgorde as tevore. Daardie dag het hulle dus 7 maal om die stad gegaan. Na die 7de maal het die priesters die ramshorings geblaas. Joshua het vir die manskappe gesê, skree, die Here gee die stad aan julle oor. Dit moet heeltemal uitgedelg word as banoffer vir die Here. Die stad en al wat daarin is, behoort aan die Here. Net die prostituut Rahab mag lewe, sy en almal by haar in die huis, want sy het die verkenners wat deur ons uitgestuur is, weggesteek. Maar weerhou julle van wat aan die Here behoort. Moet niks vat van wat aan hom behoort en vernietig moet word nie. Anders maak julle dat die kamp van Israel self vernietig moet word en bring julle die dood daaroor. Die silwer en goud en die brons en die ystergoed in die stad is alles aan die Here gewy. Dit moet in die skatkis van die Here kom. Toe skreeu die manskappe en die ramshorings blaas. Net toe die manskappe die ramshorings hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskree. Toe stort die mure in mekaar en die manskappe gaan oor die stad in. Hulle het die stad ingeneem en al wat daarin is, uitgedelg, man en vrou, jonk en oud, selfs die beeste, die skape en die donkies. Vir die 2 manne wat die land moes verken, het Joshua gesê, gaan na die huis van die prostituut toe en bring die vrou en al haar mense uit soos julle haar met 'n eed beloof het. Die verkenners het toe gegaan en vir Rahab, haar pa en ma, haar broers en al haar mense, haar hele familie uitgebring en vir hulle 'n plek buite die kamp van Israel ingerig. Die stad met alles daarin is verbrand. Net die silwer en die goud en die brons en die ystergoed is in die skatkis van die huis van die Here gesit. Joshua het die prostituut Rahab en haar familie, al haar mense laat lewe. Sy het tussen die Israeliete gewoon en haar nageslag woon nou nog hier, omdat sy die manne vir wie Joshua gestuur het om Jerigo te verken, weggesteek het. Joshua het destyds plegtig verklaar, die Here sal die man straf wat die stad Jerigo probeer herbou. Dit sal hom sy oudste seun kos as hy die fondament lê en sy jongste as hy die poortdeure hang. Die Here was by Joshua. Joshua was oor die hele land bekend. Net tot sover ons skriflesing. Dit is 'n lang gedeelte en uit die aard van die saak kan ek nie met julle gesels oor alles wat daar staan nie, maar dit is baie goed. Ek wil dit weer sê, dit is baie goed om hierdie hele gedeelte te gaan lees, ook die voorafgaande gedeeltes te gaan lees, om werklik te verstaan wat die Here vir ons wil sê. Maar my gebed is vandag dat jy ook in jou betrokke situasie, in jou eie worstelinge, in jou eie lewe sal agterkom dat vir God is die onmoontlike moontlik. Ek praat met baie mense oor 'n wye spektrum van onderwerpe en die een ding wat ek agterkom wanneer ek met mense praat is dat mense se hoop min is. Daar is baie min hoop. Ons hoop is so bietjie effens. Ons hoop het seer gekry. Ons hoop is min en daar is baie faktore wat 'n aanleiding gee dat ons met so min hoop in ons lewe lees. Kyk maar net na die nuus. Kyk maar net na die situasie in die land. Kyk na die situasie in die landbou.
Kyk dalk na jou eie verhoudings, jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou ouers. Hoe lyk jou lewe? Daar is baie dinge wat ons hoop laat verloor in hierdie lewe, laat dit vir ons voel, ons kan nie meer aangaan nie. Miskien is dit die situasie by jou werk wat besig is om jou hoop te laat verloor. Miskien is dit die situasie by die skool wat jou besig is om hoop te verloor. Dit voel vir jou of al jou hoop by jou uitgetap word en jy het net eenvoudig nie meer hoop oor nie. Jy het nie meer hoop oor nie, jy kan nie meer aangaan nie. Die hoop het in die verlede nog vir jou 'n bietjie energie gegee om te hoop, om te glo dat vandag sal beter wees as gister. En dat môre sal 'n beter dag wees as wat vandag is. Dit gee jou die krag om op te staan, want hoop is kragtig. En die bekende skrywer G.K. Chesterton het gesê dat daar is geen medisyne so goed en so effektief soos hoop nie. Daar is geen aansporing so groot soos hoop nie. En daar is geen verkoeking vir jou siel vir die verwagting dat die dag van môre beter sal wees nie. Dat die dag van môre beter sal wees nie. En dit is wat hoop is. Ons hoop dat die onmoontlike moontlik sal word. Vir ons lyk soveel dinge in ons lewe onmoontlik en nou is ons hoop daarop gefestig dat hierdie onmoontlike dinge tog moontlik sal word, maar die probleem is wanneer die onmoontlike nie moontlik word nie, dan verloor ons hoop. En dan gaan sit ons daar op moedverloorse vlakte en dit voel vir ons dat ons kan net eenvoudig nie aangaan met hierdie lewe nie. Ons is moeg. Ons weet nie hoekom gebeur die dinge wat met my gebeur nie. Ons weet nie hoekom is daar soveel seer en soveel onsekerheid in die wêreld nie. Ons hoop is geknak en dit maak dat ons op moedverloorse vlakte sit. Dit maak dat ons net nie wil aangaan met ons lewe nie. En ek weet nie vandag presies hoe lyk jou situasie nie. Ek weet nie vandag waaroor is jy dalk bekommerd nie. Ek weet nie vandag wat is dit wat jou hoop by jou steel nie. Maar God werk elke keer met ons as sy kinders om vir ons weer hoop te gee. En dalk het jy vandag na die kerk toe gekom. Dalk het jy vandag gekom nie omdat jy voel jy moet hier wees nie. Dalk het jy vandag na die kerk toe gekom net om 'n bietjie hoop te kry, net om 'n bietjie padkos of pitkos te kry vir die week wat voorlê, dat jy hierdie week met hoop kan gaan leef. Miskien is dit hoekom jy hier is. Miskien is dit vir jou 'n laaste roep en miskien is dit jou gebed wat jy vra, Here, gee asseblief vir my hoop, want ek weet nie hoe lyk die toekoms nie. Hoop is om jou vertroue in God te stel en elke keer wanneer God se volk, wanneer God se mense hoop verloor, dan doen God twee dinge. Hy gee vir sy volk, hy gee vir sy mense sy woord, sodat ons versterk sal word deur sy woord. Maar dit is nie al wat God doen nie. God gee ook vir ons tekens om te bevestig dat sy woord waar is. Tekens om te bevestig dat hy werklik God is. Dat daar nie 'n ander God buite ons God is nie, dat hy die enigste en die ware God is. God gee vir ons tekens. En jy kan dalk vandag sê, maar ek het al soveel keer gebid in my lewe vir 'n teken. Ek het al soveel keer gebid dat God net vir my 'n teken in my lewe moet gee sodat ek kan aangaan met my lewe, maar dit voel of God nie vir my 'n teken wil gee nie. Maar God gee vir ons tekens. En hy gee vandag ook vir ons nog tekens. En ek wil hier stap na die doopvont toe. Want dit is een van die tekens wat God vir ons gee, die doop. Die doop herinner ons dat God ons gekoop het.
Die doop is 'n kragtige teken van God se hoop wat hy in ons lewe gee. Die doop is die teken dat God 'n verbond met ons gesluit het, dat hy gesê het, ek wil jou God wees. En dit is 'n blywende verbond. Dit is 'n verbond wat bly, ek wil jou God wees en die God van jou nageslag, en dan bevestig Petrus dit in Handelinge 2 vers 39, dan sê hy dat hierdie belofte, dat ek jou God is, dat ek vir jou gesterf het aan die kruis, geld vir jou en jou kinders, en daarom is dit so belangrik om hierdie belofte vir jou kinders ook te leer. Daarom is dit belangrik dat die kindertjies hier na vore kom en die woord van die Here leer, dat hulle leer wat is genade, want as ons kyk na die kruis, dan sien ons die simbool van genade. Die doop herinner ons as 'n teken van die nuwe verbond, dat ons aan God behoort, dat ek en jy aan God behoort, en dat hierdie belofte vir jou en vir jou kinders geld. En vandag het ons die voorreg om by die nagmaalstafel aan te sit. Ons het die voorreg om die brood te breek, om te weet dat God sy liggaam gegee het vir jou. Dat hy sy lewe gegee het vir jou. Ons het die voorreg om die wyn te gebruik wat 'n teken is van die bloed van Jesus Christus wat gevloei het tot 'n vergifnis van ons sondes. Dit is tekens van hoop. Die brood en die wyn is padkos vir ons lewenspad. Dit is beloftekos vir die dag van môre, om te weet dat God môre ook by ons sal wees, soos wat hy vandag by ons is. En dit is toekomskos wat vir ons wys dat ons gaan aansit by die feesmaal van die lam. Dit is tekens wat God vir ons gee. Dit is tasbare tekens wat God vir ons gee, wat God sê dat hy is ons God. Hy is ons God. So vandag wanneer jy jou hand uitsteek na die brood en die wyn, kan jy weet dit is tekens van God se liggaam. Dit is tekens dat God sy lewe vir jou gegee het. Dit is tekens dat jy met hoop kan leef in jou lewe. En dan wonder ek by myself, hoekom is ons so hopeloos? Hoekom leef ons hooploos? Want luister maar hoe word daar gepraat tussen ons mense. Luister maar na die gesprekke rondom 'n braaivleisvuur. Luister maar na die gesprekke rondom die tafel. Mense is hooploos. En dis ons mense. Dis gelowige mense. Dit is kerkmense wat sonder hoop leef. Dit is ek en jy wat sonder hoop leef. En dan vra ek myself die vraag af, ook wanneer ek so voel, Stefan, verstaan jy nie die evangelie nie? Verstaan jy nie wat die nagmaal beteken nie? God gee vir ons tekens om te sê dat hy ons God is. Die lewende God, die almagtige God sê vir ons dat die tekens is daar om vir ons hoop te gee, om vir ons krag te gee, om vir ons te sê, om vir ons te bevestig dat God is in beheer. In die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Joshua is daar naby Jerigo en hy sien dan 'n man voor hom staan met 'n swaard en hy gaan dan na daardie man toe en hy vra vir daardie man, meneer, is u aan ons kant of is u aan die vyand se kant? En dan antwoord die man hom, ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Let mooi wat daardie man sê. Ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Ek is nie die aanvoerder van Israel nie. Ek is nie die aanvoerder van die weermag van Joshua nie. Ek is die aanvoerder van die leer van die Here. En onmiddellik besef Joshua dat hy is in die heilige teenwoordigheid van God. En hy buig daar voor daardie man neer en hy vra vir hom, wat wil u vir my, u dienaar, sê? En dan antwoord hierdie man vir hom, trek jou skoene uit,
want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Die plek waarop jy staan is heilige grond. En wanneer ons die nagmaal saam gebruik, dan is dit 'n heilige teken. Ons is in die heilige teenwoordigheid van die lewende God, en miskien moet ons net ons eie selfversekerheid net so 'n bietjie agterlos. Miskien moet ons eie waardigheid net 'n bietjie agterlos, ons eie grandheid 'n bietjie agterlos en buig voor die Here. En ons skoene as ware uittrek en besef dat ons is in die heilige teenwoordigheid van die lewende God. Want het jy vanmôre kerk toe gekom? Het jy vanmôre kerk toe gekom om te weet dat jy is in die heilige teenwoordigheid van die lewende God? Het jy vanmôre dalk kerk toe gekom om net 'n bietjie hoop te kry? God sê vandag, ek wil vir jou hoop gee. Wat is hoop? Dit is dat God kan. God is in beheer. En ons sien dit in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Jerigo staan sterk. Jerigo se mure is onwankelbaar. Die stadpoorte is gesluit. Niemand kan by die mure van Jerigo inkom nie. Jerigo is toe. Soos wat dit baie keer voel wanneer ons probleme en verskoon my Engels, obstacles in ons lewe het, dat daar is net nie 'n uitweg nie. Daar is niks wat kan gebeur nie, maar dan sien ons in hierdie verhaal dat vir God is niks onmoontlik nie. En hoor net wat sê God vir Josua. Ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop. Al die manne onder wapen moet eenmal om die stad gaan en julle moet dit 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra. Die 7de dag moet julle 7 maal om die stad stap. Dan moet die priesters die ramshorings blaas en sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet die manskappe die aanvalskreet uitskree. Die muur van die stad sal dan in mekaar stort en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe. Is dit nie 'n ongewone aanvalplan nie, maar versterk deur die tekens wat God ook vir sy volk gegee het. In die voorafgaande gedeeltes lees ons dat God die Pasga en die besnydenis as tekens van die verbond vir die volk gegee het. En in die nuwe verbond weet ons dat die tekens van die verbond is nou die doop en die nagmaal. Maar versterk deur hierdie tekens weet die volk dat vir God is niks onmoontlik nie. Maar vir my en vir jou klink hierdie aanvalsplan nie rasioneel nie. Want ons is rasionele mense. Dinge moet vir ons sin maak. Ons moet weet hoe gaan die dinge uitwerk. Ons moet weet wat gaan gebeur. Ons moet weet wat is my volgende stap wat ek gaan maak. En dan lyk dit vir ons onmoontlik. Want ons verloor hoop. Maar dan sê God in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, dat daar is hoop. God gee op 'n unieke manier uitkoms vir ons in ons situasie. Al is dit met priesters wat rondloop, al is dit met die ramshorings wat geblaas word. Al is dit vir ons vreemd. Geliefdes, maar daar is hoop. Hoekom is daar hoop? Met die wete dat ons behoort aan die Here wat sy lewe vir ons aan die kruis gegee het. Daarom is daar hoop. Daarom beskaam die hoop nie, soos wat Paulus dit sê in Romeine 5. Daar is hoop, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Wat wil ek vandag vir jou sê? God kan. Maar miskien beleef jy vandag in jou eie lewe, jou eie Jerigo. Miskien voel dit vir jou dat die mure wat rondom jou gebou is, die mure van verlange, die mure van seer, die mure van bekommernis, is net te groot.
Miskien voel dit vir jou dat jy nie deur hierdie mure kan breek nie. Dan sê God dat hy kan. Hy kan. Hoekom kan hy dit doen? Want hy het jou gekoop. Hy het sy lewe vir jou gegee. Hoekom het hy dit gedoen? Want hy het jou lief. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy lewe vir jou gegee het, sodat elkeen wat in Jesus glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Daarin lê ons hoop. As jy dink dat jou hoop lê in jouself, as jy dink dat jou hoop lê in die middele tot jou beskikking, dan maak jy 'n reuse oordeelsfout. Jou hoop lê slegs in die lewende God. Ek wil vandag vir jou aanmoedig om in jou situasie waarin jy jouself bevind, jou hoop en jou vertroue op die Here te stel. En ek wil vanoggend nog 'n gedeelte net kortliks saam met jou lees, en ek is amper klaar. Spreuke 16, as ons daarna kan kyk. Spreuke 16 vers 1 sê, 'n mens kan sy voorneme hê, maar die laaste woord daaroor kom van God af. Vers 2 sê, in ons eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid van ons hart. Spreuke 16 vers 3 sê, laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jy jou voornemens geluk. Met ander woorde, stel jou vertroue op die Here. En dan vers 9 wat sê, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Ek wil jou uitdaag vandag om jou bekommernisse, om jou Jerigo vir die Here te gee, om dit weg te gee, om jouself nie meer die heeltyd te laat bekommer oor daardie persoon wat my ingedoen het, of oor dit wat in my lewe gebeur het, of dit wat verkeerd is in my lewe nie, maar om hierdie situasie, hierdie seer wat jy dalk in jou lewe beleef, hierdie bekommernis oor die land, hierdie bekommernis oor die kinders, hierdie bekommernis oor die wêreld, om dit vir die Here te gee. En dan wil ek hê, jy moet daar by Spreuke 16 skryf. Wat is vandag? 1 Februarie 2026. Dan skryf jy daar by Spreuke 16 in jou Bybel of in jou dagboek of op jou selfoon, skryf jy Spreuke 16. En dan skryf jy ook daar die verhaal van Jerigo se mure. En dan wil ek hê dat jy volgende jaar, die 1 Februarie 2027, sal terugkyk na daardie gedeeltes. Dan terugkyk om te sien hoe God jou ook gehelp het, hoe God jou gedra het deur elke situasie wat vir die res van die jaar vir jou voorlê. Maar dan beteken dit dat jy jou vertroue en jou geloof in die Here alleen stel. Dan beteken dit dat jy jou oë gefestig sal hou op Jesus Christus. Dan beteken dit dat jy die tekens wat God vandag ook vir ons gee, in herinnering sal roep. Dat jy sal onthou dat God kan. Dat jy sal onthou dat God jou liefhet. Ek het nou vir julle gesê, julle moet julle waardigheid los. Maar die probleem wat ons baie keer dink, die probleem wat ons baie keer het, is ons dink ons het waarde. Daarom het God my lief. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Ons waarde maak nie dat God ons lief het nie. Ons het waarde omdat God ons lief het. Dit is die verskil. En dit is wat ek wil hê jy moet hoor. Ons waarde lê nie daar, lê nie in onsself nie, en God het ons nie lief omdat ons dink ons is waardig nie. Ons is waardig omdat God ons lief het. En wanneer jy jou hand uitsteek na die brood en die wyn, mag jy weet dat jy het waarde, want God het jou lief. God het sy lewe vir jou gegee. En mag jy vandag en elke dag met hoop gaan leef. Want God is hier. God is by jou. God sal jou dra.
Mag jy dit weet. Ek wens ek kan dit uitskree, ek wens ek kan dit uitroep, sodat jy dit sal weet, sodat jy dit sal glo. Maar ek vertrou dat die Heilige Gees ook vandag in jou hart sal werk, en hierdie waarheid in jou hart sal bevestig. Amen. Gemeente, voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons leer oor die nagmaal. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun Jesus vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Hoekom? Omdat dit 'n teken is van God se hoop. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Wat 'n wonderlike belofte. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles. Dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Kom ons staan nou op en ons sê vir die Here wat ons glo. En ons doen dit hardop in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. En daarna kan jy staande bly, dan sing ons as gebed die Onse Vader. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal weer kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Gemeente, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U seun aan ons geskenk het as middelaar wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sondes gedra het en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy weer kom sal gebruik om ons daagliks te laat groei en in die regte geloof en in 'n innige gemeenskap met Christus te leef. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. In Jesus se naam. Amen. Ons slotlied is vrygemaak. God het ons vrygemaak sodat ons ook met hoop in hierdie lewe kan leef. Kom ons staan, dan sing ons dit tot eer van die Here. Trouw
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle heilige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen.